soos pastoor sê, goeiemôre al die mooi mense en Niels. Ons is min vanoggend, kan sê die koue wees, ek net verskoon maak vir pastoor en Hankie wat hier is nie. En dan Tanya het ook verskoon gemaak, en Maggie en Willie het ook verskoon gemaak. Weet jy, ons is min, maar die Here is hier. Dit is regtig al wat saak maak. En ek glo met my hele hart dat elkeen wat volgende hier sit 'n afspraak met die Here het en dat volgende met die gaan ontmoet. En selfs die boodskap as wat uitgaan, glo ek is vir goed doel volgens. So baie dankie dat jy hier is. Ek wil dan ook net sê vir al die moeders wat volgende hier is, 'n baie geseënde Moedersdag. Ek hoop regtig julle word vandag bederf. En as jy nie bederf word nie, moet jy die vaders op Vadersdag bederf. Die moeders, ek glo regtig, julle gaan vandag bederf word en mag die Here julle ryklik seën. Ek vanoggend, gisteroggend, vir iemand gesê, ons was bietjie by die skole sport gewees. Vir iemand daar gesê, die woord van die Here sê, die gebed van 'n regverdige het groot krag. Maar ek glo in my hart, die gebed van 'n moeder het groot krag. So kom ons staan en dan gaan ons, ek wil net noem, ons sal dit in die aankondigings ook doen. Ons het nie vandag 'n Moedersdag diens nie, die Moedersdag en Vadersdag diens word saam met die 7de Junie gehou. Kom ons staan, Chris, kan ek jou vra om ons te open met gebed asseblief, en dan gaan ons oor na ons sang en aanbidding. Baie dankie. Vader van ons Here Jesus Christus, wat 'n voorreg om te kan weet dat ons 'n Vader in die hemel het, dat het ons moontlik gemaak het deur Christus se offer, sodat ons kan lewe. Here, in hierdie oggend, in hierdie diens, laat U woord lewe en lewend maak. Ons hoef voor niks besorg te wees nie, want die woord sê dat U sal voorsien in alles waarvoor ons vra. Ons moet net glo en die vrede van die Here wat alle verstand te bowe gaan, sal ons hart en ons sinne bewaar in Christus. Here, dankie dat ons ook kan opstaan en kan getuig dat ons hoop het. Dat die hoop nooit sal vervaag nie. Die hoop op die ewige lewe wat ons sal reeds het. Die hoop op die voorsiening, die hoop, Here, op die krag, die sterkte, die wysheid en alles wat ons doen. Ons het die hartlik nodig op hierdie tyd waarin ons leef. Seën die prediker, seën die woord, Here, seën die gesamme, seën elke hart wat hier is. Maak dit oop deur die Gees in Jesus naam. Amen. Amen. Ja, ons is inderdaad min vandag. So ek weet nie of dit Moedersdag se skuld is en of dit die koue se skuld is nie. Maar ek groet u vanoggend met 'n reël uit Nehemia 8 vers 10 wat sê die vreugde van die Here is my krag. Nou dit beteken dat ware krag, of dit nou emosioneel, geestelik en selfs verstandelik, van 'n diep gevoel van vreugde kom wat in ons geloof gewortel is. Julle het seker gesien ons tema vandag gaan oor vreugde. So ek wil elkeen van julle aanmoedig vanoggend en ek wil jou herinner dat God se vreugde ons onderhou en ons ophef. Kom ons jubel met vreugde voor sy troon vanoggend en ons sing. Die blydskap van die Heer is my beskutting. En dan, daar is blydskap in my siel vandag en elke dag met Jesus. Want elke dag wat ons met hom wandel raak soeter as die dag van tevore. Die blydskap van die Heer is my beskutting. Die blydskap van die Heer is my beskutting. Sy blydskap is my krag in elke dag. Sy blydskap is sy voorsien my vrug. Die blydskap van die Heer is my beskutting. Die blydskap van die Heer is my beskutting. Sy blydskap is my krag in elke dag. Sy blydskap is sy voorsien my vrug.
sê, U is my lied en my vreugde. En dan volg ons op met, met 'n baie geliefde ou lied. Die openingsreël sê, blye versekering. Jesus is myn. Hierdie lied, as jy vanoggend hierdie lied sing, dan nooi ek jou uit om bietjie te gaan kyk, waaroor gaan hierdie lied? Hierdie lied is 'n diep vertroue in verlossing. Dit gaan oor die vrede in Christus en oor die vreugde om aan God te behoort. Is dit nie mooi nie? So kom ons sing dit as 'n verklaring vir oggend aan hom wat ons vul met vreugde en met vrede. Yes,
bestendig, dis vloeiend en is lewegewend. Dan sê dit liefde soos 'n berg. 'n Berg is sterk, onwankelbaar en dit toren hoog uit bo vrees. Dan gaan dit verder en dan sê dit vreugde soos 'n fontein. Oorvloeiend, dis hoe ek dink aan 'n fontein. 'n Fontein is oorvloeiend en is verkokend van binne. Let op hierdie woorde as jy dit weer sing en onthou wat ek nou gesê het. Want die rivier is bestendig, lewegewend. Hierdie liefde soos 'n berg, toren uit bo angsvrees. En die vreugde soos 'n fontein, verkook ons van binne. Peace like a there I will find peace. Nou elke keer, ek weet ons Suid-Afrikaanse weergawe ook, maar elke keer wat ek hierdie lied sing, gewaar ek dat die eerste frase van hierdie lied so 'n sagte, aanbiddende gevoel in my wakker maak. Ek weet nie van u nie. So asof ek stil rus roep in sy teenwoordigheid, so verby die geraas en verby my eie strewe en my eie gedagtes. Kom roep hom vanoggend aan en dat hy in sy sagte en stil manier in elke faset van jou lewe vanoggend vrede en vreugde bring. Kom ons sing dit vanoggend. In the stillness of who you are, there I find peace. In the stillness of who you are, I see your heart.
die Here weet wat in jou hart omgaan. Here weet wat jy nodig het. Here weet hoe jy voel. Ek weet dat ons net vir 'n paar oomblikke sonder musiek, sonder enigiets, net vir 'n paar oomblikke stil raak as gemeente voor die Here vanoggend en hoor wat die Here vir ons wil sê. Kom ons raak net stil voor die Here vanoggend. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om te weet dat U ons by ons name ken. Here, wat 'n vertroosting om te weet dat U weet wat ons behoeftes is. Dat U weet wat ons vrese is, dat U weet wat ons oorwinnings is. Here, U ken alles omtrent ons. En ek vra vanoggend dat as er iemand is wat U nodig het, wat ook al die rede, dat U sal onderneem en dat U sal intree, dat U sal antwoord. Here, want ons weet ons toevlug en ons antwoord lê net in U. En sê nou ook dankie Here dat ons getuienisse gaan hoor van wat die Here vir mense gedoen het. Ons sê nou alweer dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, ek kan maar sit. Ek het net vergeet vanoggend opening te doen om te sê as jy bid, jy moet nie bly kom doen. Ek weet, ek vergeet om te sê, as jy bid, dan is nie van die gebedslede en die gebede vir Pastoor Mike wat nog regtig sukkel met sy gesondheid. Hy is nie vanoggend hier nie, ek het jammer om te gesels, hy is eintlik baie moedeloos. Sê ek, jy weet, jy is 'n kind van die Here, jy is 'n diensknegt van die Here, maar jy kan ook moedeloos raak. Jy kan ook moeg raak, en ons moet hom asseblief om gebed en dank dan ook vir Pastoor lees die self in klein Ryden. Hoe gaan dit nou met hom? Van die beter. Ons bid nog steeds vir hom. En dan Nora, ek verneem jy gaan die 19de in vir operasie. Ek sê altyd, is die enigste operasie wat ek gehad het, Jesus stap saam daar, so. Ek gebruik die dokters en spesialiste om eintlik 'n wonderwerk te doen wat hy bewerkstellig het. Ons bid vir Nora hoor. Vanoggend in die bidkamer toe het Philip, die pa van ons wat daar was, getuienis geleer. Net net vir die gemeente kon vertel wat met hom gebeur het, of wat om oorgekom het, of wat eintlik net gebeur het met hom na die naweek. En onthou dit altyd, dat een ding het ek geleer, dat in my tyd en jou tyd nie God se tyd is nie. En het 'n rede vir alles was omdat sy vertraging in ons skedule. Philip, vertel die mense asseblief. Goeiemôre mense, vanoggend of gisteroggend. My vrou opgestaan, daar gemaak vir werk. Anna het na ouma toe gegaan, so hulle het daar van aflaai, Marley het by my vriendin oorgeslaap. Hulle is gisteroggend 6:30, hulle met die bus Brits toe, hulle het Wagpos gister hokkiewedstryd gespeel. En my vrou vra my gisteroggend, gaan jy hokkie kyk? Ek sê van ja, ek gaan op my eie manier ry, ek gaan alleen wees, maar ek staan saam met haar op, kantoorwerk het ek huis toe gevat, en ek wil gaan sit en werk doen, en ek trek aan, en ek gaan sit in my studeerkamer. En ek maak myself 'n tyd vas wat ek wil klaarmaak om te ry. En hoe nader die tyd kom, hoe meer ongemaklik raak ek in my klere. En dan sy kamer toe, dan gaan haal ek vir my ander klere uit die kas uit, en dan is my T-hemp nie gestryk, en dan moet ek my T-hemp stryk, en dan my ander broek aantrek, en ek het gisteroggend seker 4 of 5 keer ander klere aangetrek. Nou, dis gewoonlik 'n vrou se werk, maar gisteroggend was dit my werk gewees. Ek het op 'n stadium die kar uitgetrek, en ek was op pad om by die hek uit te ry, en ek besef toe, maar ek het my lipsal in die kamer vergeet vir die son, want ons gaan nou daar buite in die son wees die hele tyd, en ek is kamer toe, jou vragtig daar is ek weer in 'n ander outfit. Ander skoene, en ander broek, en ander hemp, en uiteindelik klim ek in die kar, en ek is gemaklik myself, en ek gaan. En ek stop by die winkel en vir my koeldrank gekoop vir die pad, en ek besluit ek gaan van der Hof, ek het gisteroggend vroeg al besluit, ek gaan van der Hof weg uitry, Brits toe. En net na my toe weet ek hoekom moes ek gaan die klere aantrek. Toe weet ek hoekom was ek vertraag gewees vir ten minste 10, 15, 20 minute by my huis, want toe was daar
'n verskriklik groot tronkongeluk waar die tronk omgeval het. Dink verby dit ry te besef ek, ons baie keer word ons so ongemaklik en ons raak so kwaad vir die vrou en die kinders en die hond en die kat en almal wat ons wil wy en ons het dinge om te gaan doen, maar baie keer is die Here wat ons net wil terugtrek, wil rustig maak, want hy weet op die pad gaan daar iets gebeur en as jy nou gaan ry, is jy in daai ongeluk. En ek wil net vir die Here al die pad van daar af dankie sê, dat hy my veilig bewaar, dat ek gister aand saam met my gesin kon wees, maar dit was nog nie my tyd om te gaan. Ek het myself geleef uitgeleef en ek sien baie geduldige bestuurder nie. Ek sal net vir my vrou sê, so met my klant sê, hou ongeduldig met sê, man, 'n mens wil kom van punt A na punt B toe en jy wil nie sukkel nie. Maar daar is altyd 'n rede hoekom. Is daar miskien iemand wat nog klein sê voor ek my boodskap kom begin? Iets waaroor jy dankbaar is? Iets wat ek met die gemeente wil doen? Okay, wil iemand iets sê? Iemand? Ja, graag. Allemaal weet van Rydens groot hartoperasie. So 3 weke voor die hartoperasie kry ek 'n droom. En in my droom sê ek vir hom, engel die foon lyn. En voordat ek kan sien wie op die foon, toe sê ek vir my Melinda. En in die droom sien ek hoe Ryden op die bed lê, op 'n hospitaalbed lê. En alles gebeur nou in die droom. Die volgende oomblik toe in die theater sien ek die gedroogte langs my Ryden se bed. En ek weet dat ek daar staan en sê, moet bid tot die Here, hy is al een wat hierdie situasie kan red. En ek bid en ek sê, Leeu van Juda, wees ons vandag genade. Wees Ryden genade. En daai leeu staan en brul. Hy staan 4 voete om hom en hy begin te brul. En soos wat hy brul, so gaan dit wat besig is om nader te kom. En ek besef, dis toe ek wakker word, maar ek word wakker en ek sê, Here, menslik is ek benoud vir dit wat gaan gebeur, maar ek weet die leeu van Judas in die Here. So sit ons tydens toe ons wagtyd die theater uit kom, sit ons in ons wag. En weet jy nog getrouwens hier, daar kom 'n man ingestap, wat sy kind ook besig is met haar plane. En op die t-shirt van die man, het hy 'n leeukop t-shirt aan. En al wat ek kon sê, Here, hy is so getrou, dat die leeu van Juda is oor sy kinders. Amen. Is daar miskien nog iemand? Goed, ek gaan vanoggend 'n kopboodskap doen. En ek gaan eens meer met die gesels as wat ek van preek. En weet jy, terwyl ek hierdie boodskap voorberei het, dit het werklik so, die Here het met my gepraat. Want van die inhoud van die boodskap sukkel ek om toe te pas. Maar toe ek nou voorberei en ek kry die Bybelvers wat daarmee gepaard gaan, het ek my rigting gegee. En die titel van my boodskap vanoggend is Wandel in vreugde. En die skrifgedeelte vanoggend is Johannes 15 vers 11 wat sê, dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Daar is baie in die Bybel oor vreugde te sê het, oor bly wees, vrolik wees, gelukkig wees, lag en jubel in God. Vandag kyk ons net na 'n paar aspekte van wandel in vreugde, om ons aan te moedig, om vreugde te kies, selfs alles die omstandighede hoe moeilik en hoe vreesaanjaend. Ek het 4 goed gelys, 4 wonderlike voordele van vreugde, wat ek gou vinnig met u gaan bespreek. En die eerste een is, en ek wil ook noem, ons gaan baie Bybelverse van aanhaal, want dit is om die boodskap te staan, ek het hierop nagelees en om te staan in die Bybelse oor vreugde. So ons gesels gou oor 4 wonderlike voordele van vreugde. En die eerste een is 'n vrolike gesig. Spreuke 15 vers 13 sê, 'n vrolike hart maak die aangesig bly, maar by verdriet van die hart is die gees neerslagtig. 'n vrolike hart maak 'n vrolike gesig. 'n vrolike hart maak 'n vrolike gesig.
'n vrolike hart bring 'n glimlag op jou gesig. Maar 'n gebroke hart kan soms tot depressie en angs lei. Vrolikheid, vreugde kan gesien word. Mense geniet die geselskap van diegene wat vrolik is en goeie moed bring. U kan skuld daarvan getuig. As ons kom mense saam is, en as sit iemand alleen op sy eie dae en hy lyk nie gelukkig nie, en as sit nog iemand, eentjie van hom af, en die persoon is besig met lag met gesels, is dit minstens beter met daardie persoon te gesels, want dit lig jou selfs. Die tweede wonderlike voordeel van vreugde is 'n eindelose feesviering. Spreuke 15 vers 15 sê, al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurig deur fees. Wanneer jy vrolik is, geniet jy die lewe. Inteendeel, jy geniet elke dag. Dit beteken nie dat daar nie uitdagings gaan wees en dat daar nie struikelblokke gaan wees en dat daar nie probleme gaan wees nie, maar jy geniet nog steeds die reis. Soms lyk alles verkeerd en jy weet, as 'n mens depressief is of jy is negatief of jy voel nie lekker nie, dan lyk alles om jou negatief en alles om jou lyk sleg. Maar weet jy wat? As jy kies om vrolik te wees, sal elke dag jou meer en meer vreugde en volheid bring. Die derde wonderlike voordeel van vreugde is gesondheid. Hoor dit hier, dat sê die Bybel. Spreuke 17 vers 22 sê, 'n vrolike mens is 'n gesonde mens, 'n neerslagtige mens raak uitgeput. 'n vrolike hart doen goed soos medisyne, maar 'n gebroke gees droog die bene uit. En dit het Dawid ook gesê. 'n vreugdevolle, vrolike hart bring genesing vir beide liggaam en siel. En dan die vierde wonderlike voordeel van vreugde is graag. As jy myne dit en vanoggend dit ook aangehaal het, 'n sang boodskap. Nehemia 8 vers 10 sê, moenie treur nie, want die vreugde van die Here is julle krag. Vreugde bring krag. Dit vul ons lewens met geluk. Dit vul ons lewens met positiwiteit. Om aan te hou, koers te hou, vol te hou, te midde van omstandighede. Maar weet jy wat is eintlik die goeie nuus vanoggend? Jesus Christus is ons bron van vreugde vandag. Hy was in die verlede, hy is tans, en hy sal in die toekoms wees. Oorweeg hierdie volgende stelling, wat Jesus self gemaak het in Johannes 15 vers 11. Ons het nou nog gelees as die skrif lees. Dit het ek tot julle gespreek, sodat my vreugde in julle kan bly en julle vreugde volmaak wees. Hy wil dat ons volle vreugde in hom moet hê, in Jesus Christus. Die vreugde wat van hom kom, as gevolg van hom en in hom is. Maar kom ons self vertaal om te weet wat bring vir ons vreugde. Ek het nou nog by iemand in die werk gesê, as ek van na jou 40 jaar van huwelik en van getroude lewe, is jy nog gelukkig soos jy was die eerste dag toe getrouwd het, so sê jy weet daar nader. Maar kom ons gesels oor wat bring vir ons vreugde. As kan dit van God, is daar baie dinge waaroor ons vanoggend bly kan wees en vreugdevol kan wees, kan laat jy. Kom ons dink dit na 'n paar dinge waaroor ons vreugdevol kan wees. Om vreugdevol te wees, eerstens in God en sy teenwoordigheid. Ek kan nog nie dink dat iemand in die teenwoordigheid van die Heilige Gees is, of in die teenwoordigheid van God is, en dat hy nie vreugdevol kan wees nie. Om vreugdevol te wees in aanbidding, om saam met God se mense te aanbid soos vanoggend. Dit moet vir jou vreugde bring, dit moet vir jou blydskap bring. Om God se woord te hoor, en om die Here te kan teruggee, en om God te dien. Dit kan vir ons vreugde, en moet vir ons vreugde bring. Om oorwinning oor situasies te hê, om te sien hoe God wonderlike dinge doen, en om die werke van God te bedien. Dit moet vir ons vreugde bring. En weet jy wat is nog iets wat vir ons vreugde bring? Dit bring van my baie vreugde, en ek weet dit bring vir engele baie vreugde. Om te sien hoe mense gered word, en te sien hoe gelowiges in die waarheid wandel. Ek dink dis die grootste blydskap wat nie net 'n geredde siel kan ervaar nie, maar mense om hom en die engele, as wat is so iemand se siel gered word. Om te sien hoe God ons gebede verhoor, en om God se getrouheid, goedheid en seëning te ervaar.
om te sien of God ons gebede verhoor. Kom ons staan met om die daar by stil. Ek het al baie vir die Here dankie gesê, dat hy nie al my gebede verhoor het nie. Want hy is nie grote prentjie, as ek my lewe terugkyk, hoekom hy nee gesê, dan kan ek verstaan. En ek kan ook vir die Here dankie sê, vir my gebede wat ek gehoor het. Maar dit is 'n rede om werklik vreugde te wees, om bly te wees, om te weet, die Here antwoord nie, hy hoor elke gebed wat jy vir hom sê. Ek het eendag daaroor gesit en nadink, daar is biljoene mense op die aarde. En as 'n paar miljoen mense dieselfde tyd bid, God hoor elke gebed. En ek kan dit nie pyl, ek kan ook nie pyl God weet van elke hoof, iemand se haar op iemand se hoof. Maar dit is net vertroosting om te weet, hy weet alles omtrent ons. En weet jy wat, elke dag kan vreugdevol wees. Onthou wat die Psalms verklaar het. In Psalm 118 vers 24 sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Ons sal daaroor juig en bly wees. Nou weet jy wat, ek het die Bybelvers en weer pen. Toe besef ek het dit weer gaan lees en sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Nou as die Here die dag gemaak het, wie is ons om nie dan gelukkig te wees? Wie is ons om nie dan vreugdevol te wees nie? Nou kom daar 'n moeilike deel van die boodskap. Nie die boodskap self nie, maar om dit toe te pas. En hier's wat die Here met my persoonlik gepraat het. En ek glo hy sal met jou ook praat. Wanneer dinge moeilik is, ag dit as alles vreugde. Dit is nie maklik. Wanneer dinge moeilik is, word ons beveel om dit steeds as 'n louter vreugde te beskou. Ek het ook gedink dit is baie onregverdig om in die Here om dit van 'n mens te verwag. Maar hy het 'n rede daarvoor. Kom ons sien wat sê Jakobus 1:2-4. My broers, ag dit as louter vreugde wanneer julle in allerlei beproewings val. Vers 3 sê, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerkstellig. En dan vers 4, maar laat die lydsaamheid tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees. Dit is natuurlik baie maklik om vreugdevol te wees, as dinge glad loop en dinge loop mooi en alles is reg. Maar wanneer dinge skeef loop en wanneer dinge moeilik is, en dit het in almal se lewens al gebeur en dit gaan weer gebeur, beskou dit as 'n geleentheid om werklik in die vreugde van die Here te wandel. Die vreugde wat in ons van hom afkom en altyd in ons sal wees. Efesiërs 4:4 sê, verbly julle altyd in die Here, ek sê weer, verbly julle. Het jy geweet, Paulus se brief aan die Filippense word dikwels as sy vreugdebrief genoem. Hy skryf vanuit 'n tron, hy is onder huisarrest, hy moedig die gelowiges in Filippi aan om vreugdevol te wees, om altyd bly te wees. En hy self is in 'n situasie wat niemand wil wees nie. Hy gebruik die woorde vreugde of jubel in elke hoofstuk en ongeveer 15 keer in hierdie enkele hoofstuk en in hierdie brief van die Filippense. Onthou, Paulus noem selfs vreugde terwyl hy wag op wat heel nodig sy doodsvonnis kan wees. Hy sê in Filippense 2:17, ja, en as ek as 'n drankoffer uitgegee word oor die offer en die diens van julle geloof, is ek bly en verbly ek my saam met julle almal. As ek in die tronk moes wees, en ek wag op die doodsvonnis, en ek is in boeie, weet ek nie echt baie gelukkig gaan wees nie. Maar weet jy, wanneer sal jy gelukkig wees, as jy soos Paulus die Here in die lewe het, en jy weet, hy is jou toekoms. In Tessalonisense 5:16-18 herinner ons weer daaraan, om altyd bly te wees, om te bid sonder ophou, en om aan alles dankbaar te wees. Let opgelet, blydskap, gebed en dankbaarheid is saam verbind. Ons gaan nog net so 'n paar oomblik gesels oor wanneer dinge moeilik is. Ek kon net nie die ding pil nie, en ek het nog 'n paar notas gemaak. Wanneer dinge moeilik is, bied offers van vreugde. Psalm 27:6 sê, en nou sal my hoof verhef word bo my vyande rondom my. Daarom sal ek offers van vreugde bring in sy tent. Ek sal sing, ja, ek sal lof, ten eer van die Here besing.
ons offer, ons lofviering, ons aanbidding van die Here uit hart vol vreugde is ons geestelike offers wat ons God almagtig kan bring. Tweede ding wat ek wil sê oor wanneer dinge moeilik is. Die woord van die Here sê saai in trane, maar maai in vreugde. Psalm 126 vers 5 sê, die wat in trane saai, sal in vreugde maak. En jy weet, dit is 'n belofte, hè? Ons weet dat die lewe nie altyd maklik is nie. Daar sal seisoene wees wat dinge uitdagend is. En soos ek sê, ons het dit allemaal beleef. Of dit nou met ons gesondheid is, of dit nou met finansies is, of dit wat ook al is. En daar is tye wanneer ons in trane moet saai, maar doen dit met die wete en volgens die belofte van die Here dat ons op vreugde eendag sal maak. En dan, God sal ons treur en dans verander. Die woord van die Here sê in Psalm 30 vers 5, want sy toorn is net vir 'n oomblik, sy guns vir die lewe, geween kan vir 'n nag duur, maar vreugde kom in die môre. Vers 11 sê, jy het my rou vir my dans verander, jy het my sakleed afgeleer en my met vreugde bekleed. Dit is interessant hoe akkuraat die vers is, as dit sê, geween kan vir 'n nag duur. Is dit nie met almal so dat in die stilte van die oggendure, as almal slaap en is stil, dat al die negatiewe gedagtes en probleme, want dan is het stil, dan pla ons jou. En hier sê die woord van die Here, dit duur miskien vir 'n nag, maar vreugde kom in die môre. Jou rou gaan weg en jou môre sal kom. Wees verwagtend dat God dinge sal omkeer en vreugde en blydskap in jou lewe sal bring. Ek wil tog vanoggend vir u vra, moenie toelaat dat enigiemand of enigiets jou vreugde steel. Ek weet dit is makliker sê gedaan. Maar Johannes 16 vers 20 sê, voorwaar, ek sê vir julle dat julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees en julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in vreugde verander. Dis nie wat ek sê, dit wat God sê, dit wat die woord sê. Die Here Jesus het hierdie woorde gespreek, terwyl hy besig was om sy disippels voor te berei vir sy kruisiging. Dit was baie moeilik geweest. Hy het ook gepraat met sy disippels oor die vreugde wat sy opstanding sou bring. Hy het gesê dat hierdie vreugde niemand ooit sal kon wegneem nie. Weet jy, hoekom kan ons ook vreugdevol wees? Omdat ons 'n opgestane, lewende verlosser. En alles het alrede, ons ook vreugdevol wees, is dit genoeg rede. Ons vreugde is in hom en kom van hom af. Ek wil hier met vanoggend die Here vra, met 'n biddende hart, om jou met sy vreugde te vul. Nooi die Heilige Gees in, om jou te salf met die olie van blydskap en die olie van vreugde. Laat die vreugde van die Here jou, ek gaan jou lees, dat jy nie mis nie. Laat die vreugde van die Here jou vanoggend 'n vrolike gesig gee, elke dag laat geniet, jou versterk, jou genees, en jy in genesing en heelheid kan wandel. Ek sluit af en wil weer herhaal. Elke dag kan vreugdevol wees. Die keuse is jou. God het gesê, sal help, jy moet net die stap neem. Onthou wat die psalms verklaar. Psalm 108 vers 24 sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Ons sal daarin juig en bly wees. Wandel in die lig met 'n hart gevul met vreugde. If you know beside the rubble of an aching, broken heart, with the things you gave your life to, fell apart.
As daar iemand die oggend nodig het, ek vroeër het ook gebid, Vader, en dit maak nie saak wat die omstandighede is, en Here, dat as daar mense is wat bekommerd is, wat siek is, wat Here nie gelukkig is, en Here, dat Here vreugde, dat Here droefheid sal verander in vreugde. Vra dat jy sal neem, Here, in God van nabij wees, Here, want ons vreugde is immers in Jesus Christus. Ons oorwinning is in Jesus Christus, ons verlossing is in Jesus Christus. En ek weet, Here, dat iets net so ver is, soos 'n gebed ver op ons knie, en ons bid vir die mense wat die oggend werklik nodig het. Vra dat jy vir God van nabij sal wees, Here, en dat ons kom getuig hoe die Here hulle droefheid en vreugde verander het, en hoe hulle nou gelukkig is. En sê ons sê nou dankie daarvoor. In Jesus naam. Kom ons staan, dan gaan ons laaste 'n bietjie saamsluit, terwyl die diabels wacht vir die tieners nog verhaal is, waarna ons weer net gaan sit vir die oude van die baie dankie. Kom ons staan saam. Dit was vanoggend 'n vreugde om ons lof aan U te bring. Dit was 'n vreugde om ons dank aan U te bring. Dit is 'n vreugde gewees om ons gebede aan U te bring, Vader, en dankie vir 'n vreugdevolle boodskap wat ons ontvang het vanoggend. Wees nou met elke van ons waar dit mekaar uitgaan en bring ons op die bestemde tyd weer hier by mekaar. En ons almal sê amen. Kan jy my hoor, Pastor? Net met die aankondiging het nou net vraag vooraf gekeer. As daar iemand is wat in die huis in 1933 betaal van 'n Bybel wat nie gebruik nie, dit vir
asseblief sal bring. Iemand het my gevra wat dit dringend nodig het, dit nie geld om 'n Bybel te koop nie. En ek het 1 of 2, maar dit is almal Engels. En hy wil graag Afrikaanse en 33 vertaling van die Bybel. As iemand weet asseblief dring dit vir my, baie dankie, ek het baie waardeer. Onthou, Moedersdag en Vadersdag diens gesamentlik op 7 Junie 2026 en dan daar sal nou eerskomende Woensdag geen bid hier wees nie. En dan is erediens weer ons Sondag oggend die 17de Mei. En dan moenie vergeet die damesoggend kom verf saam 23 Mei. Finale inligting met betrekking tot die kostes en tyd sal op die WhatsApp groep gegee word. En dan carry jou reisverkope, R40 per bakkie en ek glo nie glad dit is baie duur nie. Plaas asseblief die bestellings voor die tyd, dit van 31 Mei beskikbaar wees, reg. Die carry jou reis asseblief plaas voor die tyd die bestellings, dit help op die susters om voor te bereik en hoeveel mense genodig is. En dan die nuusblad, kry gerus, vir my het nog nie baie gedruk. Dis daarvoor by die ingangsportaal en dan is dit ook elektronies beskikbaar. As dit iemand neem vir die nuusblad, dis regtig die moeite werd, dis goeie leesing. En dan wil ek net weer herinner aan ons voedselprojek. Ons herinner ons net weer aan die voedselprojek. Dit is amper winter in die noord, is groot binne en buite die gemeente. Dit is jy sal weet, die nood is regtig baie groot. Bring gerus van die noodsaaklike items of neem 'n emmer en vul dit. Waar is die emmer? Ja, oor daar, skus. As jy kan vat 'n emmer, dan weet jy wat nee. Ek is geneig om baie keer te min. En dan sien ek iemand wat niks het. En dink ek, Here, ek het soveel goed aan wat te wees. En weet jy dat die woord van Here dit ook sê? As jy in 'n posisie is om iemand te help en jy doen dit nie, dan is dit sonde. So as ons kan help, Jesus, laat dit asseblief help. Kobus, ek wil vir jou Muriel vra om daar te staan en die mense te groet vir ons. Sal ek die Here asseblief. As jy uitkom, baie dankie. Dan in die vrede van die Here en die Sondag.